Nou, soos jy weet, is ons besig met 'n reeks, wat ons so noem, hoe lyk jy? Nee. Nou, hoeveel tyd het jy vanoggend spandeer voor die spieël? Ag, daar in 'n uur, ja. Okay. Okay, die vrouens bietjie meer as die mans. Nee, want ek meen, daar's prentjies wat jy moet inkleer en al daai goeders doen, ons verstaan al daai. En dan, die tyd wat jy dan spandeer, hoeveel van daai tyd spandeer jy om te kyk hoe lyk jy? Die hele tyd, nee. Ja, want jy wil, voordat jy daar uitgaan, wil jy daarom hê dat die mense moet sê, wow, kyk hoe nice. Nee, jy wil nie hê dat jy uur spandeer daarso en as jy daar uitkom, is wow. Dalk nog so uurtjie. Nee, jy weet, jy spandeer tyd, jy kyk daarom of jou haartjies mooi reg is, en jy weet, die prentjie mooi ingekleer is, en dat die klere pas. Jy weet, dit help my baie keer, dan dit pas. Okay? En, maar my vraag hier is, hoe lyk jy, as jy wie jy is as persoon? As jy al hierdie wegvat, jy weet die liggaam waarin ons is, wie is jy? Partykeer kry jy die mense, wat jy kyk na mense, sê, die awesomeste, mooiste mens daai, nee. Maar as hy sy mond oopmaak en sien hoe hy ander mense hanteer, dan kan jy sê, is dalk mooi buite, maar is eintlik 'n baie lelike mens. Verstaan jy wat ek bedoel? Is baie waar. Jy kan partykeer die mooiste mense kry wat die lelikste is. Nou ons wil kyk daarna. Hoe lyk jy? As God na jou kyk, wat sien hy? Wat sien God? Nou, die kernteksvers, mense, ek weet dit is koud, maar moet asseblief nie dat ek alleen preek vanoggend nie. Hoor, is dit reg? Is dit reg? Ek is al bietjie beter. Is dit reg? Okay, we'll get there. Ons is seker nou opwarm. Is soos 'n V8 masjien wat nou net eers jy moet refs optel, né? Dawid skryf hier in Psalm 139 vers 14. Hy sê, Here, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke. Ek so bly die teksvers het aangegaan, né? Want 'n ou wat kan sê van, ag kyk net hoe awesome en hoe mooi is ek. Jesus, kyk hoe wonderlik is ek. Ja, is iemand wat genuine 'n probleem het. Sy babbel moet gebaars word. Ja. Maar Dawid het besef van hoe awesome hy is in Christus. Hoe awesome is hy in God. En dit is wat ek wil hê in hierdie reeks, dat ons 'n besef oor sal kry. Hoe awesome elke een van julle is in Christus. En hoe die Here jou wil gebruik. Dat as jy jouself in die spieël sien, dat jy nie net die prentjie, die refleksie sien van die liggaam wat jy is nie, maar dat jy in jou oë, jouself in die oë kan kyk en kan sê dat God het my awesome gemaak. Dat jy jou hande so kan kyk en sê, God wil hierdie hande gebruik vir awesome groot goeders en nog in hierdie lewe. Ons gaan in die laaste dae in. Ons vertrou die Here, ons sien dat dit is die laaste dae. Mense, en die Here wil awesome goeders doen deur mense. En die vraag is jy bereid? Hoe sien jy jouself? En Dawid het daai besef gekry. Ek wonder wanneer het hy hierdie Psalm geskryf. Maar verseker het hy hom geskryf nadat hy Goliat verslaan het. Nadat hy die leeu en die beer verslaan het. Want daar het hy gesien, Here, dit is vir my 'n onmoontlikheid om dit reg te kry. Maar ek het dit reg gekry, net omdat U met my is. Hy sê vir Goliat, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe, nie in wie ek is nie, en in my vaardighede nie. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. Die God van Israel. En mag jy besef kry,
dat jy kan enigiets stormloop. Jy kan enigiets in die oë kyk. Jy kan enigiets oorwin, omdat God jou awesome gemaak het. En dan hou ek van hoe die Bybel vir almal skryf hom so. Hy skryf, hy sê, ek wil U dankie sê, want ek word bang wanneer ek sien hoe wonderlik U my gemaak het. Ek dink as ons 'n besef kry van wat die Here deur jou kan doen en in jou kan doen, ons gaan verbaas staan. Ons gaan verbaas staan. Maar ek wil hê, na vanoggend se diens, wil ek hê dat wanneer jy jouself in die spieël kyk, dat jy jouself sal sien as 'n ewigheidswese. Dat jy is nie van hier nie. Ons is in hierdie wêreld. Maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Daai refleksie wat jy sien in die spieël, is besig om te vergaan. Ek weet nie, jy het al agtergekom dat die prentjie wat jy daar sien, is nie dieselfde prentjie as wat jy 5 jaar terug gesien het. Het jy al agtergekom? Rinko? Ek meen, toe ek hier gekom het ek anders gelyk. Jy weet, ek het daarom nog 'n bietjie bruin hare gehad, jy weet. Hierdie is van verbygaande aard. Maar ek wil hê dat ons moet op 'n besef kom, dat daai refleksie wat terugkyk na jou, is 'n ewigheidswese. Jy is 'n hemelse burger. Jy is nie van hier nie. En God wil jou gebruik om dinge wat dit wat in die hemel aangaan, die plan wat hy het vir hierdie wêreld, hy wil jou gebruik, sodat sy planne kan volbring word hier op aarde. Jy's 'n ewigheidswese. Ja, en daar's sekere teksverse in die Bybel wat 'n ou lees hom en dan lees jy hom weer en dan dink jy, wag, ek skiep hom eerder want ek verstaan hom nie regtig nie. Het julle al sulke teksverse gehad? Dan dink jy, nee, ek weet nie, dis 'n bietjie, en dan gaan jy maar net aan. Nou, ek wil volgende een van daai teksverse met julle deel. Net om te besef, dat jy 'n besef kry, dat jy sê sommer maar net 'n mens nie. Ek wil hê jy moet 'n besef kry, dat, dan praat ek nie van in jouself nie. Onthou, hierdie reeks van hoe lyk jy, dit gaan nie oor dat jy vir jouself in die spieël kan kyk en jouself kan prys en kan sê, wow, hello, how you doing? Yes, jy lyk weer awesome vandag, hoor. Dit is nie daai hoogmoedigheidsding nie. Dit is 'n humbleness, wat jy kan jouself in die spieël kyk en God se refleksie sien in jou. En kan sê, dat God het my awesome gemaak. En dat jy soos Dawid kan sê, ek word eintlik bang vir dit wat ek sien. Want ek sien deel van God in my. God het sy gees in jou uitgestort. Vir al ons wat al reeds tot bekering gekom het. In Johannes 10 vers 34, voordat jy hom opsit, dit gaan nou oor wat die fariseërs, jy weet, hulle het altyd 'n stryd gehad met Jesus. Want Jesus het sekere dinge gesê, wat hy dan sê, dat weet jy wat, dat hy sê, dat ek is die seun van God. Ja, en dan wil die Jode het hulle kop verloor, dan wil hom stenig hou, wil hom doodmaak, hulle hom gevange neem, want hoe is dit dat jy so godlasterlik kan praat met ons? En dan, hierdie wat in Johannes 10 is een van daardie teksverse, van daai gedeeltes, wat hy sê, dat ek en God, ek en die Vader, ons is een. Ons is een. En hulle kom toe en hulle sê, maar hoe is dit moontlik? Jy praat God lasterlik. En dan kom Jesus hierdie ding, en dan sê hy in vers 34, hy sê, en Jesus antwoord hulle, hy sê, daar is daar nie in julle wet geskrywe nie. Nou haal hy Psalm 82 aan hier. Hy sê, dat God het gesê, weet groot, dat ek het gesê, dat julle is gode nie. Want hy sê nou, julle vat dit nou verkeerd, dat hulle, ek sê vir julle, dat ek en die Vader is een,
So, dit is vir julle godslastering om te sê dat, weet jy wat, ek en God is een. Jy weet, en ek is die seun van God, maar God het al in die Ou Testament gesê, en hy verwys na die mense, en hy sê, het ek nie gesê dat julle is gode nie? Nou praat ons nie van, jy staan teenoor God nie. Hy praat hierso van, you're of the God kind. You're not just a mere man, you're of a God kind. Dan sê hy in vers 35, hy sê, as dit hulle gode genoem, dan verwys hy na die teksvers, hy sê, as hierdie teksvers hulle gode noem, tot wie die woord van God gekom het. Vang julle hierdie? Dat God het in die Ou Testament, onder die ou verbond, in Psalm, weer gou saam met my blaai na Psalm 82 toe. Wie van julle het julle Bybel hier? En ek is besig, want ek wil hê julle moet sien, dat hierdie woorde staan ook in jou Bybel. Dis nie net in my Bybel nie. Dis staan ook in jou Bybel. Wie gou saam met my blaai? Psalm 82. Nee, is Psalms deel van die Bybel? Psalm 82 ook, nee. Wag, laat ek my bril opsit, ouens. Sien jy, voor ek hier gekom het ek ook nog nie 'n bril gehad nie. Psalm 82, vers 6. Wow, 83. Psalm 82, vers 6. Kom ons lees ook vers 5. Hy sê, hulle weet nie en verstaan nie en hulle loop rond in duisternis. Al die fundamente van die aarde wankel. En dan sê God, ek self het gesê, julle is gode en julle is almal seuns van die Allerhoogste. Nee. So, ons kan nie met God vergelyk word nie. Jy kan nie teenoor God staan nie, maar omdat jy verbind is met God. Nee, omdat jy 'n seun is van die Allerhoogste God, sê vir hom, julle is soos gode. You're not just mere men, you're of a God kind. Die feit dat God homself in jou ingeblaas het, maak dit van jou, dat jy is deel van die Godsoort. Julle moet my nie nou met question marks kyk nie. Sê, wow, weet jy, ek kan nie wag om uit hierdie kerk in te kom. Want hierdie pastoor is besig om nou om groot dinge te praat hierso. En ek weet nou nie of ek saam met dit kan gaan nie. Julle kan enige tyd julle hand opsteek. As julle voel, nou ek is besig om hierso snaakse dinge te praat. Maar onthou, ek is besig om uit die Bybel uit te lees. Nou. Hy sê, van dit het hulle gode genoem, tot wie die woord van God. Die feit wat hy hier sê, is dat die feit dat God, dat die woord in jou woon, en dat jy 'n seun van God genoem word, sê hy, dat you are of a God kind. So ek wil hê, dat wanneer jy jouself in die spieël sien, dat jy nie net 'n mere man sal sien nie, nee, maar dat jy God in jou sal sien. Jy's 'n verteenwoordiger van die Allerhoogste. Jy's 'n ambassadeur van die koninkryk van die hemele. God woon in jou. Hy het homself in jou gedeponeer. En daarom, jy is nie net 'n mens nie. Verstaan julle? Ek hou van ook die Bybel van almal, hoe hy hierdie teks sê. Ek het dit opgesit vir julle. Jesus het vir hulle gesê, in die Ou Testament is geskryf, God het gesê, julle is gode. Wie het gesê? God het dit gesê. Nee, nou moenie dink jy's 'n God nie, hoor, buiten Christus nie. Jy kan dit alleenlik wees in Christus. Die feit dat God in jou woon. En dan sê hy in vers 35, hy sê dit beteken, mense met wie God praat, is gode. Because God is inside of you. You're of a God kind. En daarom is dit, dat Jesus sê, dat ek gaan na die Vader toe. Ek kan nie wag dat ek gaan nie. Want as ek gaan ek die Heilige Gees oor julle uitstort. En die feit dat God sy Gees uitstort op jou, in die Ou Testament het die Heilige Gees met tye oor profete gekom.
Met tye het hy oor mense gekom en dan het hulle sterk geword soos met Samson en of met die profete, dan het hy geprofeteer. Maar Jesus sê dat wanneer ek gaan ek 'n trooster stuur soos wat ek is en ek gaan in hulle hom in jou indeponeer. Jy kan nie meer net aangaan en sê dat ag, weet jy wat, ek's maar net 'n ou mens nie. Nee, God leef in jou. En dit maak dat you are of a God kind. En God wil deur jou iets awesomes doen. Hoe lyk jy? Hoe lyk jy as jy in die spieël kyk? You're of a God kind. Ek het dit ook al vir julle gesê, dat John G. Lake het elke oggend, het hy, as hy homself aangetrek het, daai tyd hulle suits gedra. Dan het hy sy 3-piece suit aangetrek, sy onderbaadjie en sy baadjie, en hy het hy voor die spieël gaan staan, en hy het hierdie ding verstaan, en hy het gesê, where this suit goes, God goes. En ons moet op 'n besef kom, ons is meer as net mense, ons is verteenwoordigers van die Allerhoogste God, en waar jy gaan God. En God wil hierdie ding in ons lewens indeponeer, dat jy kan verstaan, dat daar is iets awesomes in jou, en God wil iets awesomes deur jou doen. Ja, ons is nie net wurmpies nie. Ja, dan wil ek hierdie ding met julle deel. Is julle happy? Julle voel nie, ek het nou, hierdie koekoe, hierdie ou het, jy weet nou, stens in sy hart gekry, en nou is hy glad nie lekker nie, hoor. Hierdie ou is vol draadwerk. Nee. Genesis 11, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Genesis 11, hier is hulle besig om die toring van Babel. Hierdie ouens kom en hulle sê, kom ons bou 'n toring. Ons bou 'n toring wat tot in die hemele strek. Nee, nou waar is die hemel? Wat is die hemel wat hulle van gepraat het? Hulle sê, kom ons bou 'n toring. Ons wil hierdie toring moet tot in die hemel gaan. Wat hulle eintlik gesê het hier, is kom ons bou 'n toring dat dit tot in die hemele strek, tot waar God is. Dink julle is 'n moontlikheid? Om 'n toring te bou wat tot in die hemel strek? Dink julle is 'n moontlikheid? En toe op 'n stadium toe kom dit nou so dat God sê, wow, hoor hierso, laat ons nou net afgaan en gaan kyk wat gaan aan by hierdie mense. Wat doen die mense? En dan wil ek vir jou hierdie teksvers in Genesis 11 vers 6 wat so sê. Hy sê, the Lord said, behold, there are one people. Hulle het almal saamgekom en saamgestaan. En they were one people. And now, nothing they have imagined they can do will be impossible for them. God sê, if you can imagine it, nothing can be impossible for you. Wat het hulle imagine? Dat hulle toring tot in die hemel wil bou. God sê, God het ons gemaak in sy beeld, in sy gelykenis. Ons het dieselfde skepingskrag as wat God het. Want God het homself in ons gedeponeer. Hy het homself gedupliceer in ons in. Ons moet verstaan die krag wat daar is in die mens. Maar ek wil net hê ons moet 'n besef kry, dat ons moet niks probeer doen sonder God. Daar's baie dinge wat groot sukses kan wees sonder God, hoor. Daar's baie dinge, daar's mense wat groot sukses het in hierdie lewe sonder God. Maar ek wil hê dat Gees ver meer mense, en Christene moet dit 'n besef kom, die awesome power wat daar is in ons as mens. Die middeleeuse se godsdiens en baie Christen denominasies het op 'n plek gekom wat hulle sê, jy weet, jy moet net humble wees, jy moet net
Jy moet nie min wees en klein wees, moet nooit groot dink nie, want jy sê weer, maar God wil hê, ons moet begin groter dink, omdat ons God groot is. Ons dink groot, omdat as gevolg van die God wat in ons bly, en in ons leef. En hy sê, en God self sê, hy sê now, nothing they have imagined they can do, will be impossible for them. Is daar krag in jou? Het jy abilities in jou lewe? Dink jy kan iets awesomes doen vir God? Ek vra jou. Dink jy kan iets awesomes doen vir die Here? Wat hou jou terug? Is jy te jong? Is jy te oud? Is jy, wat is jou verskoning? Die jongste mense, en ons het in hierdie reeks gesien, hoe oud was Dawid gewees toe hy Goliat verslaan het? 15 jaar oud. Was hy te jong? En daarom, kinders van jongs af, ek hou daarvan, dat hulle in die kerk sit, en saam worship, en saam hier is, want die Here wil awesome goeders deur hulle doen. Awesome goed. Ou kan nie sê, maar weet jy wat die kerk is vir groot mense, weet die kinders, ons sal maar bring hom besig te hou daar agter. Nee, hulle moet deel wees. Hulle moet deel wees. En een van die dae het ons kinderkerk wat ons hier langsam wil doen, nou dat hulle op hul eie vlak, jy weet net kan bedien word. En Moses, hoe oud was hy toe die Here hom geroep het? Hy is 80. Toe die Here vir hom gesê het, okay, gaan nou na Farao toe, en gaan sê vir hom, maak my, laat my volk gaan. 80. Baie mense dink, nee, wat, my lewe is verby, is agter my. Weet jy wat, net dat jy glo, that what you imagine, you will have. Only what you imagine, you will have. So kom ons kry ons koppe reg. Wil jy iets groots vir God doen? Dan kry jy kop reg. Sê, Here, hier is ek, gebruik my. Maar berei my voor. Die Here wil jou gebruik. Wees jy net bereid. Wees jy op die plek. And just do it. En dan, hierdie teksvers wat ons almal ken. Kan een mens 'n verskil maak? Kan een mens iets awesomes doen? Kan die Here jou gebruik? In Josua 10 vers 12, wat ek hierdie lees. Hy sê, en toe het Josua met die Here gespreek. En voor die oë van Israel, praat hy met die son. En praat hy met die maan. En hy sê, son, staan stil. Josua, wie dink jy is jy? Jy is maar net 'n mens. Wie dink jy is jy, dat jy dit kan doen? Hy het net 'n besef gehad, van weet jy wat, God is in my. Hier is God se mense, hier is God se volk, en ons het iets om te doen. So die enigste manier om dit te doen, is om met die son te praat, en te sê, staan stil. En die son en die maan het gaan stil staan. Kan jy so iets doen? Met God in jou kant is enigiets moontlik. If you put your mind to it, dat God is aan jou kant, en die Here wil met in jou en deur jou, wil hy iets awesomes doen. Die vraag is net, hoe lyk jy vir jouself in jou oë? As jy jouself in die spieël kyk, skram jy 'n bietjie weg oor dit wat terugkyk na jou? Of voel jy net, ek voel onseker oor myself? Vind jouself in Christus. En dis wat ek wil doen in hierdie reeks. Dat ons op 'n plek kan kom, waar ons onsself in die oë kan kyk, en sê dat God in my is awesome. En die Here wil my gebruik om awesome goeders te doen.
Ons moet net op die plek kom en sê, Here, hier is ek. Gebruik my. Gebruik my. Kan die Here jou gebruik? Verseker. Maak nie saak hoe oud of hoe jonk, of jy 'n man of 'n vrou is nie, en of jy wat se klere die Here wil jou gebruik. Want God het in jou gedeponeer homself, en hy wil homself deur jou laat vloei. Die vraag is net, is jy bereid? Kom ons sit hier en bid ons. Vader, Here, U het ons awesome gemaak. Fearfully and wonderfully are we made. En ek wil vra, Here, dat U in U deur die Gees in ons harte, Here, dit sal kom losmaak. Here, dit sal kom aanwakker. Dat ons net ons hand in U hand kan plaas en sê, Here, hier is ek, gebruik my. En Here, dat elke oggend, wanneer ons klaarmaak, wanneer ons onsself in die spieël sien, Here, dat ons God in daai spieël sal sien, reflect. En Here, dat U ons sal bou in wie ons is. Here, nie in onsself nie, maar Here, dit wie Christus in ons is. En dat ons al hoe meer gestalte sal vind in U, Here. En dat U met ons sal begin praat oor die pad wat U wil hê ons moet stap. Here, dit wat U wil hê ons moet doen. Al wat ek weet, is U wil ons gebruik. En Here, ons as gemeente wil sê, Here, hier is ons, gebruik ons. Ons is bereidwillig. Ons bid dit, Here, in Jesus se naam. Amen.